Hallo en welkom weer so by Farm Spice. Ons is hier by EcoSoil se Boeredag hier in die Parel vandag. Ek praat met Neil Kirsten. Hy gaan my 'n bietjie meer vertel oor hierdie benadering of oplossing van EcoSoil wat hulle opgeklim het. Hoekom presies het hulle dit gedoen? Wat was hulle ervaring gewees en hoekom het hulle nou een van hulle groot kommersiële blokke oor ook geskuif van hierdie jaar af na die ding toe. So kom ons luister 'n bietjie. Neil, hoe lyk dit? Nee, goed, kan nie klaar nie. Nee, wat rus dit? Ten minste kan ons in die koelte staan, nê? Yes, is dan nog nie Februarie maand nie. Gewoonlik moet ek die goed in die son doen. Ja. Sê gou vir my, julle is hierso Parel omgewing. Verduidelik my gou vinnig julle boerdery opset. Waarmee boer julle presies? Hoe lyk julle boerdery praktyke? Ja, nee, ons soos jy sê, ons boer hier in die Parel met uitvoertafeldrywe. Ja. En ons in die maatskappy se naam is JDK. Ons doen ons eie uitvoere ook onder 'n ander maatskappy, handelsmerk Angon Fruit. En ja, dit is soos ek sê, dit is uitvoertafeldrywe na markte reg oor die wêreld. Europa, die VK, Midde-Ooste, Verre Ooste, Noord-Amerika. En soos ek verstaan, julle is nou nie net van vandag af in die game nie, nê? Ja, ons kom al 'n paar jaar aan. My oupa grootjie het begin boer in 1916 hier in die Parel. Ja. En op daardie stadium was dit natuurlik 'n verskeidenheid van gewasse gewees en met die tyd het ons maar gesien wat werk en ons het oorgeskakel daarna toe. Ja, tot waar ons vandag, soos ek sê, hoofsaaklik tafeldrywe boer. Nou, okay. Julle het begin met EcoSoil se program so 2 jaar terug. Verduidelik my gou, wat was die initiële beginpunt? Hoekom het julle gekyk na hierdie tipe van benadering? Ja, ek dink ons is baie ingestel op hoe ons die natuur benader. Grondgesondheid is vir ons belangrik. Ek dink mense wil met al hoe minder insette wil ou boer, want jou insette is besig om al hoe duurder te word. Ek dink mense wil seker maak jy boer volhoubaar in dit wat jy doen. Op die einde van die dag is maak nie saak watter gewas jy boer nie of watter vrug jy afhaal. Dis maar 'n faktor van die grondomgewing waar binne jy boer. En so dit is vir ons die grootste uitgangspunt gewees. En ons is nou tweede jaar wat ons nou op die EcoSoil program is. En ons leer nog steeds goeie lesse en op hierdie stadium gebaseer op dit wat ons sien vir jaar ook weer is ons taamlik bemoedig en dit lyk eintlik heel positief. Nou, soos 'n regte boer gee hulle toe nou vir hulle eerste die probleemblok, een waarmee jy sukkel wat jy amper wil uithaal. Ja. Wat was jou effek wat jy toe op daai blok gekry het? En eerstens, hoekom het jy ingekoop in die oplossing wat hulle na die tafel toe bring? Ek weet is nou as boere nou saam in die natuur, bla bla bla, almal praat altyd mooi storieetjies, maar as een ding om te sê is 'n ander ding om te doen. Ja. Maar hoekom het jy spesifiek in daai ding ingekoop? Ja, ek dink soos iemand ook nou reg vanoggend hier gesê het, is op die einde van die dag gaan dit oor volhoubare produksie. So volhoubare produksie is in alle opsigte, kan jy jaar na jaar daai selfde produksie volhou en is jou produksie genoegsaam wat daarmee saamgaan om die bankbestuurder gelukkig te hou. So dit is ons het gesien van die blokke wat ons 2 jaar terug begin het dat verseker die produksie is aan die verbeter. Soos jy ook reg gesê het van die blokke. Maar dit was nou van jou blokke wat jy soos okay, right, luister ek moet nou either hierdie goed uithaal. Ja. Of ek moet drasties 'n totale verandering maak. So die risiko vir jou was laer gewees as wat jy nou net een van jou topproduksieblokke vat en sê okay, ek gaan hom nou oorskakel. Is ek reg? Presies, nee, 100% waar. En so ons was by daai punt gewees. Ek dink mense op daai stadium gesê dat alhoewel mense nie noodwendig alles rondom die wetenskap van dit verstaan nie, kan ons dit nie nogtans 'n kans gee nie en net kyk wat gebeur. Ons het niks om te verloor nie. Andersins is ons by 'n punt wat ons die blok eenvoudig gaan moet verwyder. En ons het die program begin volg en ons het in seisoen 1 al reeds gesien die groei lyk vir ons beter. Maar jy sê in die program, so wat behels dit? Wat is die bestuur? Wat doen jy actually dan nou in plaas van jou gewone okay, gaan kunsmis strooi of deur die drip wat ook al insit? Ja, so dit is alles wat ons toedien rondom die EcoSoil program is in vloeibare formaat. Ja. So ons dien dit deur die besproeiing toe. Hier by ons het ons wat dien jy toe? Wat is in die ding? Ja, dit is maar dit is produkte van 'n organiese aard. Ja. So dit is sekere saadekstrakte wat ons kry by EcoSoil en dan ook vishidrolisate. Is ek reg as ek sê dat daai saadekstrakte want dis nou ek sê altyd, jy weet as hy by my kom en hy sê vir my sny jou kunsmis, dan jag ek hom van my plaas af weg. Net daarso. Ja.
Maar dis nie so seer as ek die ding reg verstaan nie. Jy moet my help. Jy's die boer, so ek moet nou hierdie ek probeer die ding kop, nê. Ek sny op van my ander tradisionele chemiese kunsmis, maar ek sit dit half in 'n substitute by iets wat amper half klaar gekonvert is na 'n tipe van 'n voedingswaarde wat die plant dadelik kan opneem. As ek verstaan ek die besigheid reg. Ja, nee, ek dink dit begin by 'n grondontleding. Jy moet eerstens kan vasstel waarmee begin jy in jou stelsel. Want enige stelsel kan daar tekorte wees en mens kan nie dit ignoreer nie. Dan moet jy dit aanspreek deur sekere konvensionele toedienings nog steeds te doen. So dit is nie die vol van die program is nie 'n doelbewuste totaal en al wegstap van chemiese bemesting of konvensionele bemesting nie. Waar daar sekere tekorte is, moet mense dit nogtans aanvul, maar dit begin by 'n grondontleding en op grond daarvan kry jy aanbeveling in terme van hoe jy moet bemesting toedien vir die seisoen. Dit is moet ek sê, dit is bietjie meer intensiewe benadering. Enigstens wanneer mens gaan na iets wat dalk minder potent is as konvensionele bemesting, moet jy baie meer gaan kyk wat aangaan in jou wingerde. So op die stadium, die program is elke 2 weke wat ons deur die water wat ons die bemesting toedien. En dan moet jy deurgaans jou groei monitor. Ek dink dis die eerste hekkie wat wil oorkom vir die seisoen is jou groei voldoende. En dan uiteraard, jy weet, die produksie vind jy nou, dit is nou as jy nou eers aan die einde van die seisoen nou die eksamen geskryf het en jou punte kom uit, dan weet jy nou regtig hoe jy nou eintlik gevaar het, jy weet, op hierdie pad. En dit is nou vir ons is nog redelik nuut in hierdie proses. Ek dink ons gaan nog vir 'n hele paar jaar, ons gaan nie noodwendig volgende jaar vol kommersieel dit uitrol nie. Ons is op hierdie stadium versigtig optimisties en ons leer nog baie maar op hierdie stadium sukses lyk dit vir ons heel positief. So, as ek jou reg verstaan, jou swak blokkie het reg gekom, basically. En toe het julle nou oorgegaan en nog 'n ek meen toe het julle nou sommer 'n 60 hektaar gedoen, so ek jou verstaan wat redelik. Dit is nou 'n leap of faith as ek nou dit so kan stel. Maar wat is julle resultate nou tot dusver hier, want ek meen I get it, nee. Ek verstaan die uitgangspunt van ons almal weet dat luister die as ons net op 'n chemie bly, jy sit met daai diminishing returns die hele tyd. Dis 'n stadige afname, maar ons weet hy's daar en dat jy nou nog die op en afs en al die goeders tussenin ook. So ons moet iewerster iets anderster begin doen en ons almal weet dit gaan oor die volhoubaarheid en dit en dat en whatever. Maar nou is daar soveel goed daar buitekant dan glitch ek en dan doen ek maar net weer die chemie en dan gaan ek aan. So, maar wat julle nou gedoen het, obviously, uit 'n bestuursoogpunt uit is dit bietjie meer intensief. Rand en sent gewys. Is dit vir jou die moeite werd? Is dit duurder as die chemie? Is dit dan 'n bietjie goedkoper? Want as ek nou harder gaan werk, dan moet ek hom cheaper betaal, nee, so voel ek. Nee, so ek dink weer eens waar ons begin het, ons is maar lig met die hand met die blokke wat ons nog steeds konvensioneel bemes. So ons is baie bewus daarvan om nie te oorbemes nie. Dit het verseker 'n nadelige effek op jou kwaliteit op die einde van die dag. So as jy op daai basis vergelyk met 'n reeds kom ek sê 'n konservatiewe of 'n ligte bemestingprogram, noem dit nou maar al jou makro's en jou mikro's, en jy vergelyk dit nog steeds met die EcoSoil program, dan rand en sent is ons verseker nie slegter af nie. As dink dalk jou oorhoofse koste is dalk 'n rapsie hoër, want dit is meer intensief, dis meer monitering, dit moet alles met die hand toegedien word deur jou besproeiingsstelsel. So ek dink jou oorhoofse koste is dalk 'n bietjie hoër. Maar jy betaal in elk geval arbeidelike net so wel werk, nê. Presies. Presies. En wat ons maar vir jou ouens sê is jy moet nou wykie wees, jy moet nou besef dat as jy oorgaan op vloeibaar, en jou plant of jou wingerdstok kry hy kry nie net sy water nou deur, hy kry nie, dis nie net sy besproeiing nie, dit is ook sy kos wat hy moet kry. So die ouens op hulle tone, hulle moet seker maak dat hulle oral in hulle blok is hulle besproeiing is reg. Maar sien hulle nie dan meer moeilikheid ook raak nie, net vir interessantheid? Ja, nee, ek moet sê, dit is baie goed om ons verduidelik van, ek dink nie die uitdaging is uniek rondom dit nie. Ek dink daar's baie ouens wat op konvensionele bemesting ook op vloeibaar is. Ons het dan die voordeel, ons is op mikro's, ons kan sien die water loop of die water loop nie. As jy op drip is, saam met jou op daai en ek hou van dit. My pa het gesê dat water wat hy nie kan sien nie, kan hy nie vertrou nie, jy weet, of
En so ons is op mikro, so ons kan hom sien. Natuurlik jou lewering nog steeds bepaal dat dit reg is, jou drukke moet reg wees, etc. Maar ja, as ek sê op die vroeë stadium is ons eintlik baie verras selfs in 'n mate en ons gaan nog dit nog vir 'n paar seisoene so aangaan. En dat mense kyk of mense dit volhoubaar kan doen op die einde van die dag. Nee, want ek wil net baie vinnig, jy het nou klomp sweet loves hierso, nee. Nou as ek net so aan, ek weet nie baie van drywe nie, maar dit lyk aan vir my of hier genoeg trosse is hierso. En soos ek verstaan, julle speen hulle self af om self te besluit, luister hierso, hoe moet my oes lyk, ensovoorts going forward. Ja. Net vir hierdie gedeelte wat julle gedoen het, hoe daai afspeenproses gelyk, het julle hom gehou soos wat hy is, hoe het julle gemaak? Ja, nee, dis 'n kultivar wat eintlik van nature genoeg speen of hy kan ook te veel speen afhangende van 'n paar faktore. So ons moet eintlik inkom by hierdie kultivar en ons moet sekere manipulasies toepas om set te bevorder. En hierdie blok waar ons nou staan wat op die program is, het 'n geskiedenis van te veel speen. Met ander woorde wat die trosse te kaal speen, tipies daai is nou 'n tros wat hopeloos te veel gespeen het. Hy sit eintlik 'n mooi lood, maar dis eintlik dis 'n ou panne tros hier daai. So dit is wat jy nie wil hê nie, want hierso praat jy nou op hierdie tros is dit seker omtrent 60, 70, 80% oesverlies, jy weet. Teenoor 'n tros soos hierdie wat nou eintlik ook dalk 'n bietjie te veel korreltjies het. Maar dit gaan op die ount 'n mooi tros wees. So ons kan dit nie op hierdie bloot net op hierdie afgelope seisoen dit werklik sê nie, maar dit wil vir ons het vir jaar goeie set gekry hierso. So dit is die een groot hekkie wat jy moet oorkom met hierdie kultivar. Jy moet voldoende set kry, andersins party jare kan hy letterlik afspeen dat dan pak jy die helfte van wat jy eintlik moet pak om volhoubaar te wees. So julle gaan in julle boerdery, as ek jou reg verstaan. Julle gaan nou nog aangaan op hierdie proses. Julle is happy met dit. Dit lyk nie of hy uitstoom uit hardloop vir dit wat julle nou kan sien nie. Ja. As ek as boer, nee, ek sit en kyk nou hierdie ding. Dan kyk ek nou lekker skepties, nee, hier waar ek nou nog staan, nee. Dis reg. Hoe begin ek, nee? Kan ek op my hele hektare bietjies begin? Of is dit belangrik om 'n blok te vat of 'n gedeelte te vat en te sê, right, ek klim pens en pontjies in op hierdie stuk en ek leer uit hom uit. Wat sal jou advies wees rondom dit? Ja, dit hang nou af van hoe fyn jy dit wil gaan evalueer. Jy weet, as jy dis altyd goed in prinsip om 'n kontrole te hou. Ek dink ons het nou eintlik nog nie by van die blokke kontroles gehou nie, maar ons het genoeg blokke van dieselfde kultivar om te kan vergelyk. Die goed wat op konvensioneel is en die goed wat op hierdie EcoSoil program is. Maar ek dink as jy skepties is, as jy versigtig is en verseker, ek meen dit moet so wees. Ek bedoel jy sal mos eintlik roekeloos wees as jy nou net agter 'n ding aanhardloop omdat jy dink dit gaan nou vir jou dit gaan nou vir iets beteken. En so ons het op 'n baie klein skaal begin. Vir jaar soos jy sê het ons 'n bietjie uitgebrei. Maar dit is 'n ding wat as jy sien dit gee nie vir jou op hierdie stelsel presteer die wingerde nie so dit moet nie. Dan is dit nie 'n ding wat jy 'n klomp kapitaal ingestoot het by wat jy vir shucks, maar nou het ek my geld gemors en nou moet ek hierdie ding weer uitdruk en van voor af begin nie. Jy kan baie maklik weer die omskakeling maak. Dis so eenvoudig soos jy gaan koop weer jou kunsmis wat jy al die jare geboer het en jy gaan aan daarmee. So in daai opsig dis maar die petroltrap en die briektrap benadering, jy weet, as jy moet jou groei monitor. As jou groei nie na wense is die meeste kultivars dan gaan hy gaan nie vir jou produksie gee nie. Ja. So wat ons hier kan sien vir jaar, so ek sê ons het nog nie eksamen geskryf vir die oes lê nog voor. Maar ons gaan verseker vir jaar kyk hierso wat het ons afgehaal, want hierdie blok staan nou al 8-9 jaar lank. Hy het 'n sekere produksiegeskiedenis en as hy vir jaar is vir ons as hy in die regte rigting beweeg, gaan sê ons alright, okay, maar dit is nog nie, hy's beter, maar is nog nie waar ons hom wil hê nie. En kom ons kyk bietjie hoe hard ons hom kan druk op hierdie stelsel. Sonder weer eens om nou, daar's gesonde norme vir enige kultivar, so jy moet ook nou nie die plot verloor nie. Maar ons gaan hom bietjie toets, jy weet, as ons 250 of 500 boksies 'n hektaar meer kan afval, dan betaal hierdie bemestingprogram homself eintlik. Jou laaste ding. Dis ongelooflik fly by nights in hierdie mark, nee. EcoSoil, kan jy hulle vrouens aanbeveel, stap hulle die pad saam met jou, dis nie 'n ou wat net gaan los en wegraak nie, ek weet nie. Ja, nee, ons ken vir Jaco al baie lank, Jaco Pieterse wat begin het met, eintlik maar, as ek reg verstaan, het dit begin by eintlik maar suiwer kompostee, om dit in te bring, langs aan jou konvensionele bemestingprogram.
En dis waar dit begin het in 2005. So waar ons vandag staan, is dit nou amper 20 jaar later. As jy al 20 jaar in die game is, dan moet jy hom seker iets reg gedoen het. Ja, en dit wat jy vir Jaco moet vra is dit klink asof hulle nou die besigheid, daar is verseker baie skepties hier daar buite. En so dit gaan jy maar in enige bedryf kry, wherever. Maar as ek by Jaco verstaan nou, hulle is besig om goeie traksie te kry. As ek luister na die hektare wat nou groei. Ek het al so spottenderwys vir hom gesê, Jaco, as jy nou groei asseblief, moet nie van ons vergeet nie. Ons was een van jou eerste kliënte gewees. Moet nou nie vir ons volgende jaar bel en sê, hoor, maar ek het 'n min produk vir jou of dit of dat nie. So asseblief, jy moet nog steeds vir ons kan lewer. En so ja, maar ek dink tyd sal leer. Ons is geensins by 'n punt wat ons vandag sê nee, maar die ding lyk nie lekker nie of ons is bietjie nervous of dit wys vir ons geen potensiaal nie. Die potensiaal is belovend maar dit sal ons by einde van die dag gaan dit maar oor hierdie, jy boer nie met blare en mooi lote nie. Jy boer met hierdie, jy weet, hy moet in die boks kom en hy moet aan die ander kant aankom en hy moet jou kliënt tevrede stel. Dit is op die einde van die dag wat saak maak. Right, so, dit is Neil Kirsten hierso van Parel se kant af, nê. Okay, as jy belangstel, nê, om na 'n oplossing te kyk wat volhoubaar is, nie net drywe nie, enige ding. Kom met EcoSoil in kontak. Julle weet, wêreld gaan op 'n interessante plek. Insetkostes, alles is besig om weg te hardloop. Ek dink ons moet kyk na alternatiewe. Hoe dit by jou werk en in jou stelsel werk, dit sal jy en hulle uitfigure. Maar gee hulle 'n try. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.